247 Stereo FM, jy kuier saam met my Nadine Blom. En vandag het ek die voorreg om met 'n besondere vrou te gesels. Dis iemand wat die kuns van geselskap, stilte en sinvolle gesprek weer tot lewe gebring het. Melanie Brunel-Stein is die hart agter Sit aan die Ketel. En hierdie is 'n spasie waar vrouens hulle stories, hulle pyn, hulle oorwinning, hulle lewens kan deel. Rondom iets so eenvoudig soos 'n koppie tee. En dis nie net 'n Facebook-blad waarvan ons hier praat nie. Dis 'n beweging van gemeenskap, van genesing en van egtheid. Jolandi, welkom. Dis 'n groot eer om jou by ons te hê. Goeiemôre Nadine en almal wat saamluister. Dit is vir my net so lekker en 'n groot voorreg. En ja, ek moet daarin by sê, jy is ook een van my voorlopers en verseker kan ek met baie dankbaarheid sê dat jy ook deel is van my sisterhood. So dit is vir my baie lekker om met jou vanoggend te gesels en ook met die luisteraars. Dankie vir jou uitnodiging. Jy het Sit aan die Ketel begin as 'n spasie vir gesprek en vir gemeenskap. Maar wat was die oomblik of die ervaring wat jou geïnspireer het om dit te begin? Ek dink dit was in 2016, dis nou 9 jaar terug, het ek my eerste plasing gedoen op Sit aan die Ketel, 'n splinternuwe blok. En ek was op 'n genesingspad. En oral waar ek lees en wat ek raak lees, was alles so perfek geskryf, so gequote wat iemand anders sê en 'n bietjie alles wat jy wil hoor, the feel good skryfwerk. En wat ek besef het is dat genesing is nooit mooi nie. Dit is seker die lelikste wat jy vir jouself kan wees. Niks aan genesing is mooi nie. En toe ek begin skryf en verwoord wat ek voel, toe begin vrouens relate. En die meeste wat ek gehoor het is, oh wow, dis presies my hart, dis presies hoe ek voel, dis presies net so. So ek het deur my ups en my downs het ek net verwoord, doodeerlik. En dis wat ek doen. Ek dink ons verloor die eerlikheidselement as ons iets wil oorbring wat regtig erg vir iemand anders iets kan beteken. Daai eerlikheid is wat ek na die tafel toe gebring het. En ja, ek dink ek is nou so op 72,000 followers en jy is heeltemal reg as jy sê dis 'n beweging, dis 'n sisterhood, want dis wat ontstaan het oor 9 jaar. Vrouens wat letterlik in die oggend hulle ketels aansit en soek wat het ek geskryf vir die dag of wat was net 'n gewaarwording vir my of wat sê in my hart vandag. En elke liewe stukkie is daar vrouens wat daarmee kan vereenselwig. Jolandi, terwyl ek so na jou luister, hoor ek jy sê, dis al amper 10 jaar. En dis 'n lang tyd waarin jy eintlik hierdie aanlyn gemeenskap gebou het, maar dis veel meer as dit. Dit is 'n sirkel van vertroue wat jy gebou het. En waar daar vertroue is met 'n mensie geraas so 'n bietjie sekerlik probeer wegmaak, né? So my vraag aan jou is, in 'n wêreld vol geraas en aanlyn menings, hoe bly jy eg? Hoe bly mens relevant sonder om jou kernwaardes te verloor? Om nie jou kernwaardes te verloor, moet jy doodseker wees wat jou kernwaardes is. Nou kernwaardes vir my is ingeleefde waardes wat jy deur diepe lewenservarings gevorm het. Dis jou ankers, dis jou lifeline, dis jou rigtingwyser. Dit raak nie deel van jou identiteit. Dis onlosmaakbaar. En dan kan die wêreld maar skree. Hulle kan maar opinies slinger, want jy weet presies wie jy is. Dis dan wanneer jy jou praat begin praat en jou loop begin loop. So gesels Jolandi Brunel-Stein van die Facebook-gemeenskap Sit aan die Ketel, maar sy is ook 'n skrywer, sy is 'n Karoo-kind, motiveringsspreker. Jolandi, jy praat so van mens jou praat kan praat en jouself leer ken. Maar wat ek by jou wil weet is, wat is een koppie tee gesprek wat jou lewe vir altyd verander het en hoekom? Ai man, ek wens ek kon nou vir jou sê, dit was Nelson Mandela of een of ander bekende guru of bekende persoon, maar dit was nie. Ek het 'n gewoonte vir myself aangeleer in hierdie onderste bo wêreld, is dat ek nie vreemde mense in my kamer of in my huis toelaat voor 8:00 in die oggend. Nou, daarmee bedoel ek geen sosiale media. So ek gryp nie eers na my foon as ek wakker word, want voor jy jou oë oopmaak behoorlik, dan kyk jy al na Instagram en jy kyk na Facebook en jy lees 'n klomp goed in die nuus skree. En wie dan na al daai goeders so vroeg in die môre lus om 'n dag te begin in 'n positiewe gesindheid. So ek gaan en ek sit my ketel aan en dan is ek met myself. En wanneer jy genoeg spasie maak, dan nooi jy mos vir God binne. God het nou genoeg spasie. Ek dink die grootste epiphany was met myself in so 'n vroegoggend spasie, toe ek een oggend met 'n koppie koffie sit en ek hoor hoe God vir my sê, nothing that is yours will ever pass you by. Niks wat in hierdie lewe joune is, sal ooit by jou verbygaan nie.
Nou as mens daai sin vat en jy kou hom soos 'n toffie tot hy sag is, dan kom hy soet smaakie deur en jy besef die totaliteit van daai sin. En ek dink dit is wat 'n mens vir jouself moet gun, is daai oomblikke in die oggend. As die wêreld daar buite maar bler, jy blok dit uit. En jy is net by jouself en wanneer jy God se stem so duidelik hoor en sy wysheid en sy waarheid, net saam met elke koppie koffie. Jolande, jy nooi mense, vrouens, om letterlik en figuurlik saam met jou by die ketel te kom sit. Wat dink jy gebeur wanneer ons weer leer om stadig en teenwoordig te wees saam met ander? Stadig en teenwoordig. Nou, hoe kosbaar klink stadig en teenwoordig nou nie in die wêreld waar ons vandag in lewe nie. 2 woorde wat amper heeltemal verlore geraak het. Alles gebeur in stadig en in teenwoordig, in die oomblik. Wanneer ons onsself toelaat om die nou sensories te beleef. As jy die mens aan die oorkant met jou sintuie ervaar, met ander woorde, jy sien haar en jy hoor haar en jy ervaar haar, dan voel sy, someone sees me, I am seen. Dit is dan wanneer iemand wegstap en hulle voel soos Hagar, God sees me. Want dis mos maar 'n basiese menslike behoefte, né? Om gesien te word. Nie gekyk te word nie, maar gesien te word. Kyk wat gebeur as jy iemand groet en dan maak jy oogkontak. Maar as jy gegroet het en jy maak oogkontak, dan kyk jy net 2 sekondes langer in daardie persoon se oë. Dis asof 'n liggie aangaan in hulle oë, in hierdie vinnige wêreld, waar mense kyk en loop, of selfs nie eers in jou oë kyk as jy vir iemand groet nie. Maar kyk net wat gebeur as jy 2 sekondes langer in iemand se oë kyk. Ons ervaar dit met Jesus toe hy geleef het. Ons lees so baie dat Jesus by mense gestop het of gaan sit het en dat hulle net begin huil het. Die gevoel van iemand sien my. Ons leef in 'n wêreld waar ons nie meer sien nie. Ons hoor nie meer nie. Ons proe nie meer nie, ons voel nie meer nie. En dan word woorde so stadig en teenwoordig so kosbaar. En asof ons die waarde van daai 2 woorde net heeltemal misleef. En so gesels Jolande Britnell Stein van Sit aan die Ketel. As jy nog nie van haar gehoor het nie, gaan volg haar op Facebook. Ek gaan vir jou haar gunsteling liedjie speel. Ek het haar voor die tyd gevra wat haar gunsteling is en ek gaan nie weggee wat dit is nie, maar ek dink jy gaan heeltemal verstaan hoekom dit haar gunsteling is. En dan, na die liedjie is ons terug met verder gesels. Lorika Raug met Huis. Ons gesels verder met Jolande Britnell Stein. Jolande, jy werk met vroue van alle ouderdomme en alle agtergronde. Wat is die een tema of die een, sal mens maar sê, behoefte wat jy oor en oor hoor uitkom in julle gesprekke? Wat vir my uitstaan is die vraag, wie is ek? Wat is my purpose, my doel in die lewe? Ek dink dis 'n diepe soeke by ons skuld. Want kyk, ons offer mos net soms ons hele lewe vir die mense vir wie ons lief is. Want God het diensbaarheid in ons vasgewerk. In ons blueprint, 'n diensbaarheid. 'n Baie primêre behoefte om te dien en te versorg. So wat bly dan nou agter? Selfversorging. Ek en jy bly agter. En selfversorging beteken nie net jou toenails pink verf nie, of 'n lang warm bad nie. Selfversorging is om die emosionele en die geestelike vrou in jou se stem te kan hoor. Maar ons is 'n baie kosbare wese, ons vrouens, want dit gebeur mos nou soms so. Ons kom op 'n sekere ouder en die vraag begin by ons spook. Maar goed, het gebeur in daai tyd, altyd so 'n spesifieke tyd in ons lewe. Dit gebeur wanneer ons in die gang afstap eendag. En dan kyk ons in ons kamers in en skielik het ons spaarkamers, want die kinders is uit die huis uit. En dan, in dieselfde tyd, dan ry jy gou winkels toe. En so met die ry winkels toe, dan kry jy ook sommer nou skielik bietjie warmer as gewoonlik. En dan begin jou tropiese oomblikke. Dit is gewoonlik in die menopause tyd. En dan kom jy by die huis en dan lyk almal vir jou in die huis vreemd. Selfs jou man met wie jy 30, 40 jaar lank getroud is. En dis dan wanneer daai vraag begin spook. Wie is ek? Is dit nou dit? Ek dink ons moet baie vroeër in ons lewe by die punt uitkom wat ons daai vraag vir onsself kan antwoord, maar ons doen nie. Want ons is diensbaar. En dis wat ek die meeste kry. Vrouens wat hulle hele lewe lank gedien het. En die vrou
wie sy is, in die hoek laat sit en dan sê, wag 'n bietjie, ek is nou by jou, en jare later, dan se tyd vir haar, en dan vra ons hierdie vraag, wie is ek, en wat is my doel in die lewe? En dis soms sad om te sien, dis baie hartseer om te sien, want die vrouens vra, is dit dan nou, is daar genoeg tyd? En ek sê altyd, ja, daar's altyd genoeg tyd vir jou. Super, super insiggewend. Dis waar wat jy sê, né? Daar is altyd tyd. En ek dink dit kom ook daarop neer dat daar is 'n boodskap in alles wat jy doen en in alles wat jy leef en in alles wat jy, wil ek amper sê, elke saadjie wat jy saai in vrouens se lewens. Maar as jy net een boodskap in elke vrou se koppie kon inroer, wat sou dit wees? Ja, as ek nou 'n ekstra lepeltjie suiker kan byroer by elke vrou, dan sal ek vir haar graag dit wil saamgee. Ontdek jou gees. Watter gees het God in jou gesit? God stuur ons almal aarde toe met 'n spirit of, en 'n spirit of is wat jou so uniek maak. So met ander woorde, 'n spirit of what? 'n Spirit of joy, 'n spirit of justice, 'n spirit of teaching, 'n spirit of comfort. Daar's so baie in ons en dis vir ons om te ontdek. Vind die gees wat God in jou geplaas het. Gaan praat met jou pa, gaan praat met jou ma, gaan praat met iemand wat jou van klein tyd af ken. En dan gaan vra jy, wat was ek bekend voor? Wat was maar net altyd deel van my? Wat se spirit het ek? Jou spirit loop altyd parallel met jou doel op aarde, jou purpose en jou legacy. Ons verpleegsters, hulle het 'n spirit of comfort and healing. Ons onderwyseresse, 'n spirit of teaching. En dan het ons hy een vriendin wat net 'n kamer met haar persoonlikheid kan geel verf. 'n Spirit of joy. Gaan soek jou spirit. En jou spirit is waar jou diensbaarheid lê in hierdie leeftyd. Ek voel as vrouens by 'n punt kom waar hulle voel hulle het purpose. En dit purpose nie net 'n groot billboard of advertensiebord is of 'n boek waarop jou naam staan nie, of iets op TV. Dit het niks daarmee te doen nie. Purpose is net daar waar jy is, waar jy 'n verskil kan maak elke dag. En as jy 'n gees het van, is dit jou doel op aarde. En dis waar God vir jou gaan wys waar jy die verskil elke dag kan maak. So ja, ek dink ons moet tyd vat en ons moet gaan kyk, wat se spirit het ek? Soos 'n vrou in Beaufort Wes, wat na 'n praatjie na my toe kom, maar sy huppel sommer so aan, 'n redelike, lekker groot stewige vrou, en sy sê vir my, dat jy nou vir my op 60 moet kom sê, ek het 'n spirit of joy. En sy is so dankbaar, dat dit is wat God vir haar gegee het, om die lewe 'n beter plek te maak vir ander. Ek dink daar's baie vrede, en daar's baie vrede, in net daai wete. Sjoe, dit laat 'n mens dink, né? Ilani, jy weet, uit my beskeie opinie, as jy nou nog nie in jou lewe by 'n sit aan die keteloggend was nie, dan dink ek nie jy het al die ultimate vroueoggend beleef nie. Maar ek wil jou nou vra, as jy nou jou oggende moet beskryf, hoe sal jy dit nou beskryf? Wat kan vrouens te wagte wees tydens so 'n oggend? En dan sê ook asseblief, hoe kan mense jou bespreek? My tema vir 2023 en 2024 was opstaan vrou, die 5 kenmerke van 'n vrou wat haar knieë van die grond af lag. Met ander woorde, om te help om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. En my 2025 tema wat ek hierdie jaar doen, is vreesloos vry en fabulous. 'n Lewe sonder vrees, en hoe lyk vrees in ons lewe? Nadine, ek is 'n baie informele spreker, en ek praat om ons maar soos dit is. Baie uit my eie verwysing en my ervaring, maar altyd eerlik, doodeerlik, en eerlikheid is dan ook mos een van my kernwaardes. En dan glo ek ook in tips en tools om gereedskap vir vroue saam te gee in hulle lewe se gereedskapkissie. Wat kan ons nou by die huis gaan doen hierna? Dit is my altyd so hartseer om te sien dat ons praat oor goed en ons bemoedig vrouens, maar ons bemagtig hulle nie. Met ander woorde, nou gaan ek huis toe, ek is alleen, ek volg maar weer die ou patroon, maar wat is daar ietsie, 'n manier of 'n gereedskap? Tool in Engels is altyd so 'n beskrywende woord, 'n tool in my toolbox. Praktiese goed wat ons by die huis kan gaan doen om dit 'n werklikheid en 'n verskil in ons lewe te kan maak. Ons leef te ernstig. Ek dink ons neem die lewe te ernstig op ook. So daarom ek het bietjie humor ook in my praatjies, maar eerlikheid bring mos my humor saam met hom, want ons lag as ons die ding mos op die naam noem.
Maar die lewe is nie so ernstig nie, en ons kan nie 90% van ons leeftyd met 'n vrons loop nie. So die lewe is nie so ernstige plek. En ek dink by my vroueoggende ervaar die vrouens dit in 'n 360, 360 grade van, ons bekyk die lewe so 'n bietjie onderste bo, van 'n ander angle af, en dan lyk hy sommer ook ligter. Ek dink dis min of meer wat die vrouens kan verwag, en 'n eerlikheid, 'n saamgesels, 'n sisterhood wat ons vorm, vir daai uur en 'n half, wat ons gesels oor die lewe. Ek het 'n webwerf, 'n webwerf, www.sitandieketel.co.za. Dan op die webwerf is 'n besprekingsvorm. Dan kan jy dit invul en vir my al die detail gee sodat ek vir jou kan terugantwoord, ook per e-pos. So dis gewoonlik hoe my besprekings werk. Mense gaan maar na my webwerf, hulle vul die vormpie in, gewoonlik watter area en wat is in julle beplanning en watter datum is ook baie belangrik. My 2025 besprekings is reeds vol en nou het ek 2026 se besprekings wat reeds inkom. Ek is baie dankbaar vir 2025 en ek sien ook uit na 'n baie geseënde 2026. Jolandi, baie dankie dat jy vandag saam met ons by die ketel kom sit. Dankie vir jou stories, dankie vir jou wysheid, dankie vir die manier waarop jy saggies, maar ook sterk ander vrouens aanmoedig om hulle plek in liefde en in waarheid vol te staan. Mag jou ketel altyd warm borrel, my suster. Mag die wêreld nooit ophou luister na jou nie. Nooit. Karoo kind, jy seën ons siele.